Baie welkom by ons Sondag oordenking. Ek is Joseph Frans van Oberholzer en die ministriewerk wat ek doen, soos wat die Here dit aan my gegee het, doen ek onder die naam van die Ministry of Reconciliation, Suid-Afrika, South Africa, MOR SA. Ons is gevestig hier in Viliersdorp in die Weskaap. As jy ooit hier deurkom, kom maak gerus 'n draai. Dit sal goed wees om u te ontmoet. Ons is besig met 'n reeks oor die Sabbatdag. Ek het reeds 3 klein videoetjies geplaas. Wat sê die Bybel oor die Sabbatdag? En o wee, is ek aangeval, met klippe gegooi. Maar ek sal daardie klippe gebruik om 'n brug te bou van versoening, sodat die waarheid van God se woord altyd eerste sal kom en sal wees. Want dit is tog wat die Here vir ons vra om te doen. Moenie wegvat nie, moenie toevoeg nie. Dit wat ek en jy vandag in die Bybel het, is geïnspireer deur die Heilige Gees, en dis die woord van die Here wat ek verkondig, onbeskaamd, Romeine 1:16. So ons gaan dit afsluit vandag, die Bybel oor die Sabbat. Ja, en ek verwag weer 'n paar klippe, maar ek sal dit hanteer met die genade van die Here. Die Bybel oor die Sabbat. Die onderhouding van die Sabbat was op die 7de dag, die rusdag, was die Saterdag gewees. Nee, van Vrydag aand sonsonder tot Saterdag aand sononder, dit was dag 7, want die Here het in 6 dae geskep, en op die 7de dag het hy gerus van sy skepping, en hy het gesê, het gesien dat dit goed is. Prys die Here. Die onderhouding van die Sabbat, die Saterdag, word vir die eerste keer amptelik in die 10 gebooie gespesifiseer, dis die 4de gebod in Exodus 20. Voor God egter die 10 gebooie aan Israel gegee het, sê God reeds in Exodus 16 vers 23 tot 29, lees dit saam, môre is 'n rusdag, 'n gewyde Sabbat van die Here. Maak alles gaar, bak wat julle wil bak en kook wat julle wil kook, en wat oorbly nadat julle geëet het, moet julle wegsit en dit moet bewaar word vir môre. Eet dit nou vandag, want vandag is dit die Sabbat van die Here. In die veld gaan julle niks kry nie. 6 dae moet julle dit bymekaar maak, maar op die 7de dag, die Sabbat, sal daar niks wees nie. Ek het vir julle die Sabbat gegee, en daarom gee ek vir julle op die 6de dag genoeg kos vir 2 dae. Elkeen moet bly waar hy is, en niemand mag op die 7de dag sy woonplek verlaat nie. Ons is in die Ou Testamentiese tyd. Die 7de dag is die Saterdag. In Numeri 15 vers 32 tot 36 is 'n man selfs doodgemaak omdat hy hout opgetel het op die Sabbat. Vandag onderhou die meeste Christene nie meer die Sabbat nie, ten spyte daarvan dat dit baie pertinent in die 10 gebooie opgeneem is. Hoekom is dit so? Latere dele in die Ou Testament. Uit latere dele in die Ou Testament reeds word dit duidelik dat die 4de gebod nie 'n morele wet was nie, 'n wet wat vir altyd geldig is, maar 'n seremoniële wet. Ek voel die klippe is op pad, maar 'n seremoniële wet. God het Jerigo, hoor gou, op die Sabbat oorgegee aan die Israeliete, Josua 6 vers 15. Mens kan nie redeneer dat God 'n uitsondering gemaak het nie, omdat God nie uitsonderings maak op sonde nie. In die Ou Testament het God nooit die heidense volke geoordeel omdat hulle nie die Sabbat geheilig het nie, maar hy het hulle wel geoordeel oor die res van die 10 gebooie. In Jesaja 1 vers 13 tot 14 onderskei God tussen sonde en die onderhouding van seremoniële wette. Vers 13, moenie langer julle nuttelose offergawes bring nie. Ek het 'n afskuw van julle wierookoffers, nuwe maansfeeste, sabbatvierings, die uitroep van feesdae. Ek verdra nie feesviering met onreg saam nie. Wat is die doel van die Sabbat? Volgens Jesegiel 20 vers 12 en 20 was die doel van die Sabbat om as teken te wees
van die verhouding tussen die volk Israel en God. Vers 12. Ek het ook my sabbatte aan hulle gegee om vir hulle 'n teken te wees van die verhouding tussen hulle en my, en sodat hulle sou weet dat ek die Here hulle geheilig het. Nou wat sê Jesus oor die Sabbat? Jesus het ook baie duidelik die streng Sabbatswette tot niet verklaar. Eina. In Numeri 15, vers 32 tot 36, is 'n man doodgemaak omdat hy hout opgetel het op die Sabbat. In Matteus 12, vers 1 tot 8, het Jesus en die disippels deur gesaaides geloop, koring gepluk en daarvan geëet. Dit was op 'n Sabbat. Kyk ook Markus 2, 23 tot 27, Lukas 6, vers 1 tot 5. In Markus 2 sê Jesus, die Sabbatdag is vir die mens gemaak en nie die mens vir die Sabbatdag nie. Daarom is die Seun van die mens Here ook oor die Sabbat. In Johannes 15 genees Jesus 'n man by Bethesda en sê vir hom hy moet sy goed optel en loop. Daaroor wou die Jode hom doodmaak, want dit was op 'n Sabbat. Jesus se opstanding is op 'n Sondag. Lukas 24:1. Die Sondagmôre vroeg het die vroue na die graf gegaan. Johannes 20:1. Die Sondagmôre vroeg. Jesus het die klemverskywing gebring van die viering van die Sabbat op die 7de dag, wat dan die Saterdag was, na die eerste dag, soos wat ons dit vandag ken, die Sondag. Jesus verskyn op Sondag. Na Jesus se opstanding en die dood het hy 10 keer aan sy disippels verskyn, ten minste 7 daarvan was op 'n Sondag. Johannes 20:19, daardie Sondag aand was die disippels bymekaar. Jesus het gekom en tussen hulle gaan staan. Lukas 24:13, op dieselfde dag, Sondag van Jesus se opstanding, was 2 van hulle op pad na 'n dorpie met die naam Emmaus. Nou weet ons wat het gebeur met die Emmausgangers. Jesus het wonderbaarlik tussen hulle verskyn en die skrif aan hulle uitgelê. En net so het hy weer wonderbaarlik uit hulle midde uit verdwyn. En toe sê die twee, het ons harte dan nie warm geword toe hy die skrif aan ons uitlê nie. Dit was op 'n Sondag, Pinkstersondag. Die Heilige Gees is op 'n Sondag uitgestort, op die 50ste dag na Jesus se opstanding. Volgens Levitikus 23:15 tot 16 moet die volk Israel 7 volle weke tel vanaf die dag na die Sabbat, wat die dag na Pasga beteken, dis die eerste Sondag na Paasfees, en dan op die 50ste dag 'n fees vier. Dit is Pinksterfees, soos wat ons dit vandag ken, wat ons vier, Paasnaweek, van die Vrydag tot die Sondag. Hoekom die Sondag? Die Sondag is die dag waarop Jesus uit die dood opgestaan het. Aangesien die tel begin het op 'n Sondag, val die 50ste dag dan ook altyd op 'n Sondag. Soos reeds gesê het, Jesus het op 'n Sondag opgestaan. Dis tog geskryf in die woord van die Here. Volgens Handelinge 2:1 is die Heilige Gees op Pinksterdag uitgestort. Dit was 'n Sondag. Die vroeëre kerk het op Sondag bymekaar gekom. Die kerk in die Nuwe Testament het begin om Sondag bymekaar te kom. Handelinge 20:7. Ons het die Sondag bymekaar gekom vir die gemeenskaplike maaltyd. 1 Korintiërs 16:2. Elke Sondag moet elkeen van julle. In die heel vroegste geskrifte van die kerkvaders, wat net na die apostoliese tyd geskryf is, word melding gemaak van die feit dat die Christene op die eerste dag van die week vir hulle godsdienstbeoefeninge bymekaar gekom het. Dit is op 'n Sondag. Ook Paulus bevestig die afskaffing van die Sabbat in Kolossense 2, vers 16. Daarom moet julle nie dat iemand vir julle voorskrywe wat julle moet eet en drink nie, of dat julle die jaarlikse feeste of nuwemaansfees op die Sabbatdag moet vier nie.
As Johannes in Openbaring 1:10 praat van die dag van die Here, bedoel hy tog seker nie die Sabbat nie, maar die dag waarop die Here opgestaan het. En dit is op 'n Sondag. Ons som op. 'n Mens sou kon redeneer dat die 10 gebooie slegs vir die Israeliete bedoel was, en dat Jesus die wet van Moses, wat die 10 gebooie insluit, opgehef het, Efesiërs 2. Jesus het egter 9 van die 10 gebooie herbevestig in die Nuwe Testament. 1. Die opdrag om God lief te hê dek die eerste 3 gebooie. Matteus 22 vers 27 tot 40. 2. Die 5de gebod word bevestig in Markus 7 vers 10 tot 13. 3. 6 gebooie word bevestig in Matteus 19, daarvan vers 18b af. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis aflê nie. Vers 19. Eer jou vader en jou moeder, en jy moet jou naaste lief hê soos jouself. 4. Kyk ook na Romeine 13:9, waar gebod 6, 7 en 8 en 10 spesifiek herbevestig word. Wat is die verskil tussen Sabbat en Sondag? Die Sabbat herdenk God se rusdag na die 6-dag skepping. Die Sondag herdenk Jesus se opstanding. Dit is waarom ons elke Sondag in hierdie tyd van vandag, ons Nuwe Testament gelowiges, ons wat glo in Jesus Christus, dis hoekom ons die Sabbatdag vier op 'n Sondag. Jesus het die verskywing gebring met sy kruisdood en sy opstanding op 'n Sondag. Na Jesus se koms het die Sondag wat Jesus se opstanding herdenk, die Sabbat vervang, wat God se rusdag na die skepping herdenk het. En dit is waarom ons vandag 'n Sabbatdag vier op 'n Sondag en nie meer op die Saterdag nie. Jesus Christus is die verskil. Prys die Here. Ons bid saam. Dankie Here vir u Sabbatdag en dankie dat u woord duidelik is daaroor. Ons ontvang dit met oop harte, met skoon gewetes, deur dit wat Jesus vir ons aan die kruis gedoen het. Want Here Jesus, u is ons Sabbat, ons Here en ons God. Ja, amen. Tot volgende keer. Wees geseënd. Die Here seën jou en hy seën jou en jou gesin. En hy is baie lief vir elkeen van julle. Geniet die Sabbat, soos wat ons dit in die Bybel vind. Tot volgende keer. Ja, amen.